Goeiemôre, dit is donderdag die 25ste Desember. Geseënde Kersfees vir elkeen van julle wat saam luister. Vanoggend ons teksgedeelte Jesaja 9 vanaf vers 2 tot 7. Ons tema is 'n fees van lig. Mag jy saam met ons God se lig, God se heerlikheid, sy teenwoordigheid en sy nabyheid beleef. Dis 'n voorreg om saam te wees as God se kinders. Romeine 8 vers 14 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dit is 'n voorreg om jou te groet en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend lees ons saam Jesaja 9 vers 2 tot 7. Die volk wat in die duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder, u het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel. Want die las van hulle juk, en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedywer, het u verpletter. Soos op die dag van Midan. Ja, elke stewel wat stamp met 'n gedreun, en elke kledingstuk wat in bloed gerol is bestem vir verbranding en is kos vir die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy sal op sy skouers staan. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en dit te ondersteun, deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, die heerser oor die magte, sal dit doen. My Here het 'n woord gestuur teen Jakob, en dit het in Israel geval. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. As ons na die wêreld om ons kyk, kan ons baie keer voel soos Charles Dickens geskryf het in een van sy boeke. It was the best of times. It was the worst of times. It was the season of light. It was the season of darkness. Ons kan hierdie woorde hoor en dan stap ons weg. En skielik sien ons aan die einde van 'n donker tonnel 'n lig en dan kom die vraag by ons op. Is dit 'n trein? Dan dink ons in terme van it was the worst of times. The season of darkness. Of ons kan dink, dis 'n lig in die tonnel hou op, dan is ons uit, dan is ons vry, dan is ons in die buitelug. En dan is ons koppe ingestel, it was the best of times. The season of light. Dit gaan oor die perspektief waarmee ons na die lewe kyk. Kyk ons met 'n season of darkness, the worst of times, of kyk ons met 'n season of light, the best of times, na die wêreld rondom ons. Jesaja, as hulle in Jesaja 9 skryf, dan is die volk geneig om te dink aan 'n season of darkness, the worst of times, want dit het sleg gegaan in Israel. Ons ken Jesaja 7 vers 14 baie goed. Kyk, die jongvrou is swanger. Sy gaan 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Die plek waar Israel leef, waarin hierdie profesie uitgespreek word, is waar koning Agas sukkel met Assirië. Assirië wil hom aanval, blaas in sy nek, en dan vra hy, wat nou? En die profeet Jesaja gaan na hom toe en sê, vertrou op God. God gaan jou red. God sal vir jou 'n teken gee as 'n baba. Nou in tye van oorlog en tye van swaar wil mense nie kinders hê nie. Want hoe gaan jy 'n kind in hierdie wêreld grootmaak? En is dan wanneer God sê, maar ek gaan vir julle 'n kind gee, want 'n kind is teken van hoop, 'n teken van lewe. Maar koning Agas dink anders oor die lewe. Hy kyk na hierdie sterk weermagte rondom hom, en dan besluit hy, 'n baba gaan hom nie help nie. Maak hy nog steeds 'n ooreenkoms met die Syriese koning. En dan kom die profeet na hom toe en hy sê vir hom, jy maak 'n fout, want God bring vir jou hoop.
God is die een wat jou raadsman wil wees, jou raadgewer, die een wat jou held wil wees, jou vader wat jou wil beskerm, die verkondiger van vrede. Dan sê Jesaja vir die volk, moenie op hierdie trein van Sirië klim nie. Laat God jou beskerm, God is jou lig, God is jou hoop. Nou ons ken hierdie titels van die Bybel. Ons ken vir Jesus Christus. Al sy titels wat beter is die van 'n Assiriese koning, beter is as 'n staatspresident, beter is as enige iemand in hierdie wêreld. Want hy is die een wat hoop gee, wat lewe gee, wat lig in 'n donker wêreld bring. Hy is ons wonderbare raadsman, of ons wonderbare raadgewer. Jesus is God wat alomteenwoordig is, wat daar is, wat weet wat in ons lewens aangaan, wat saam met ons lewe. As 'n pragtige verhaal van Henry Carter. Hy was 'n dominee en ook die direkteur van 'n kinderhuis. En in die kinderhuis waar hy gewerk het, was daar kinders wat regtig emosioneel verwaarloos is en swaar gekry het. En dan skryf hy oor sy ervaring daar van een ou Kersaand, wat klein Tommy nie onder die bed wou uitklim nie. Een van die huismaas kontak hom en sê, maar hulle sukkel, Tommy wil nie uit die bed of onder die bed uitklim nie. En almal wag vir die Kersete en die Kersboom en die geskenke, maar hulle kan nie aangaan sonder Tommy nie. En dan gaan Henry en hy sê, hy staan by die bed en hy vertel vir Tommy van al die liggies in die Kersboom en die geskenke. En alles wag as hy net onder die bed wil uitklim. Maar Tommy bly stoepstil. En dan sê Henry, hy gaan op sy knieë en lig die duwy op. En daar sien hy vir Tommy lê. Klein soos 'n 5-jarige seentjie, al was hy al 8. En dan weet hy om vir Tommy daar onder die bed uit te trek, met hardhandigheid is nie die regte manier nie. En hy loer onder die bed in en hy vertel vir Tommy van die ou Kersaand ete. En dan sê Henry, hy vertel met mondwaterende detail, dat hy self sommer honger raak. Maar niks, Tommy lê, Tommy roer nie. Dan sê Henry, kruip hy onder die bed in en gaan lê langs Tommy. En dan lê hy op sy rug en hy vertel vir hom van die adventskrans en die kerse en die kersliedere wat hulle gaan sing. En lê net stil langs hom. En na 'n tydjie voel hy die kinderhand onder syne inkruip. En dan sê hy vir Tommy, weet jy Tommy, dis 'n kwaai knoppie onder die bed. Kom ons skryp uit en gaan sit bo-op. En so het hy stadig maar vir Tommy uiteindelik by die ete gekry. En dan besef Henry iets van die geheim van Kersfees. Nie net 'n God wat roep nie. Nie net 'n God wat staan en vertel nie. 'n God wat na ons toe kom. Ja, deur profete en heilige mense, en tog as die mensdom nie luister nie, word God self mens. Kruip hy onder die bed in, kom lê hy langs ons as 'n wonderbare raadsman. Kan ons hand in syne plaas. Kan ons by hom vrede en hoop vind. Maar hy is ook ons sterke God, ons Godheld, die een wat almagtig is. Nie net planne het en sê hoe goed moet gebeur nie. Hy is die een vir wie alles moontlik is. Ja, God is die een wat die onmoontlike moontlik maak. Kersfees herinner ons weer aan die wonderwerke wat moontlik is in die wêreld. Ja, om te kan asemhaal, om te kan oorleef, om te kan spring en lag, om te kan sien, om te kan hoor. Ja, om te kan lewe, om te kan lief hê en omgee. Alles is vir God moontlik. Alles wat ons het en alles wat ons is, beleef ons en doen ons, omdat God vir ons krag gee. Moeder Teresa bid op 'n stadium vir Robert Schuller, en dan sê sy, Lord, bless Robert Schuller with help consulting him. Ons aanbid 'n God wat ons seën, wat ons genadig is, wat nie vir ons vra wat ons wil hê nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het. En dit beteken ook dat hy ons ewige Vader is. Die een wat vir ons sorg, wat vir ons omgee, wat ons veilig hou. In Engels speel die woord mooi saam. History is always his story. Wat ons ook al mag glo vandag, die wêreldse geskiedenis is in 2 dele.
voor Christus en na Christus. Ja, God word mens en verander die wêreld. En dis interessant, mense gebruik nie ander se name as vloekwoorde nie, of as stopwoorde nie, maar God se wel. Mense sal God se naam misbruik, maar jy sal nie sommer hoor dat iemand uitskree, Pieter Grobler, as hy sy vinger raakslaan nie. Of laat hy sê Mahatma Gandhi, as hy sy kar stamp nie. Die wêreld kan nie wegkom van God nie, kan nie wegkom van Jesus nie, kan nie wegkom van hulle ewige Vader nie. Ja, soms is ons aardse paas nie 'n goeie voorbeeld van God se liefde nie. Maar God as hemelse Vader is een wat vir ons sorg, wat vir ons omgee. As Jesus die verhaal vertel van die verlore seun, die pa wat wag, wat sy seun omhels en hom vasdruk en hom liefhet. Maar Jesus is ook die vredevors, die prins van vrede. Hy wat vir ons nuwe reëls kom gee, wat vir ons 'n nuwe manier van leef kom gee. Vrugte van die Gees. Ja, die bergpredikasie. Wanneer is ons geseënd as ons anders dink oor die wêreld? Gaan lees gerus Matteus 5-7 oor hoe God vir ons hê ons moet lewe, hoe God wil hê ons 'n verskil moet maak rondom ons. Daar's eendag 'n man wat verdwaal het in sy eie land in. Hy land in 'n omgewing van dwaase. En dan sien hy mense werk in 'n koringland en skielik hardloop hulle vreesbevange uit. En hulle skreeu, daar's 'n monster in die land, daar's 'n monster in die land. En terwyl hy so kyk wat die monster is, sien hy, dit is eintlik net 'n baie groot wartlemoen wat hulle nie geken het nie. En dan sê hy vir hulle, hy sal die monster doodmaak. Hulle sê, dis fyn. En hy gaan soontoe en hy pluk die wartlemoen, sny dit oop en begin hom eet. En dan skielik raak hulle nog banger vir hom as hulle vir die wartlemoen was en jaag hulle hom skreeuend met stokke weg. Hy gaan ons doodmaak, ons moet van hom ontslaag raak. En so loop hy maar weg en ruk daarna kom daar nog 'n man in hierdie land van dwaase aan. En iewers gil hulle weer van hier's 'n monster in die koringland. En hy sien die monster en hy sien dat dit 'n wartlemoen is. Maar hy gaan nie en gaan pluk die wartlemoen en sny hom oop nie. Nee, hy sê vir hulle, hy stem saam. Hy dink hierdie monster is gevaarlik en moet verwyder word. Maar hy sluip saam met hulle weg van die wartlemoen af, bly by hulle, en dan op 'n stadium sluip hy saam met hulle terug, en begin vir hulle leer oor wat is plante, en hoe werk dit, en uiteindelik leer hulle die basiese feite, dat hulle nie bang is vir 'n wartlemoen nie, dat hulle self die wartlemoen gaan pluk, self hom oopsny en begin eet, en proe hoe lekker hy is, dat hy self uiteindelik die pitte begin plant. Jesus kom wys vir ons hoe om te lewe. Hoe om in 'n wêreld van monsters, in times of darkness, lig raak te sien. Times of light, tyd van hoop en lewe. In die Tweede Wêreldoorlog word Willem Brandt gevang, en hy is in 'n Japaneese gevangenis of konsentrasiekamp, saam met 'n klomp ander gevangenes. En dan vertel hy in sy boek wat daar gebeur het. En hy sê, dis maar soos die eerste Kersstorie. En dit was ook maar in 'n slegte plek, nie soos 'n stal nie, maar dit was 'n Japaneese konsentrasiekamp. En die plek waar hulle gebly het, was permanent donker. Buite was daar lig en hoop, maar hier binne waar hulle was dit donker. Mense het net oorleef, mense het nie geleef nie. Hulle was as gevangenes so soldate of so sardientjies weggepak in daardie konsentrasiekamp. En dan vra hy, hoe lank was ons daar? Niemand weet nie, dit het gevoel soos 'n ewigheid. Daar was siekte, honger, dors, mense het dood gegaan. En hy sê, ons het nie gedink aan die einde van die oorlog nie. Alwaar ons gedink het, is 'n verskriklike honger binne in ons. Soms kon ons 'n rot of 'n slang vang en dit eet, maar daar was nie genoeg kos nie. En hy sê, een van sy vriende het 'n kers gehad. En hy het hierdie kers gebewaar en gesê, as hy honger is, as hy nou regtig op sy einde is, gaan hy hierdie kers eet. En hy het vir Willem gesê, hy sal dit met hom deel. En dan sê Willem, hy het sy vriend opgehou, want hy wou nie gehad het, hy moet hierdie kers alleen eet nie. En hy sê, een aand sit hulle
En hy hout huisie en hy sê, iemand sê vir hulle, môre is Kersfees. En die ou sê, die volgende Kersfees sal ons by die huis wees. Party mense het ja gesê, meeste het nie eens gereageer nie, want hulle het dit nie geglo nie. En dan sê iemand sommer so uit die bloute, as dit Kersfees is, brand dan kerse en luidklokke. Maar dit het vir hulle gevoel soos iets uit die verlede, wat hulle skaars kon onthou. En hy sê, dan skielik sien hy dat sy vriend buitekant toe kruip, en hy gaan nou hierdie kers eet, en hy is verskriklik ongelukkig, en dan kom sy vriend terug, met 'n brandende kers, want hy het uitgekruip en gesluip na die vuur toe, die kers aangesteek, en in die middel van die vertrek, het hy kers gaan neersit, terwyl hy brand. En dan is daar ook 'n dominee, kapelaan wat saam met hulle gevang was, wat gesê het, dis Kersfees, en iemand anders het gesê, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes 1 vers 5. En dan gaan daar vir hulle lig op. Dan sê hulle het geweet dat daar lig skyn, en dat die duisternis nie kon uitdoof nie, en daar rondom die brandende kers, terwyl hulle ongelooflik honger is, so honger, dat hulle amper die kers wil eet, sien hulle die hoop van Christus. En hulle sê, hulle was diep iewers in 'n oerwoud, en hulle het gehoor hoe klokke lui, en daar was 100 mense wat kan getuig van hierdie klokke, nie dat hulle weet dat enige klok naby is nie. En hulle sê, hulle het nog nooit so baie lig gesien, soos in hierdie kers nie. Skielik was hulle vry van honger, vry en bly, en het hulle begin kersliedere sing. Iemand het weer gesê, volgende Kersfees is ons by die huis. En dan sê Willem, dit was geskryf in daardie vlam van die kers. Ek het dit met my eie oë gesien. Ons het begin sing, en ons het begin Kersfees vier met mekaar. En die volgende Kersfees was hulle by die huis, want die oorlog was verby. Hy vertel dat hy teruggekeer het Holland toe, en gevind dat die kers rondom die kersboom eintlik te klein is. Want hulle het 'n groter lig daar in die konsentrasiekamp gesien. Die lig van Christus wat vir hulle hoop gegee het. Daai lig wat die donkerte nie kon uitdoof nie. Kersfees bring vir ons hoop, bring vir ons lig in 'n donker wêreld. Ja, ons aanbid vir Jesus, hy wat die wonderbare raadsman is, hy wat ons ewige Vader is, ons sterke God, ons vredevors, God met ons, Immanuel, dat ons in 'n wêreld waar ons kan dink, it's the worst of times, altyd sal onthou, but it's the best of times, want God is by ons. In a season of darkness, dat ons weer sal hoop vind, en lig sien by God, dat dit 'n season of light is. Nie net Kersfees nie, elke dag, heel jaar, elke jaar. Here, dankie dat ons in U liefde en in U genade kan leef. Mag ons in hierdie Kerstyd U vreugde beleef, en dit gaan uitleef na buite. Here, mag ons hoop bring in 'n donker wêreld, waar mense kan dink it's the worst of times. Mag ons altyd onthou, U is by ons, en dit maak ons dit the best of times. Waar mense mag dink die wêreld is donker en geen hoop het nie. U is ons hoop en ons lig. U is the season of light vir die wêreld. Maak ons ook getuies daarvan. Dankie dat ons vir mekaar kan bid vanoggend, kan dankie sê vir vriende, familie, ja Here, vir medegelowiges. Dankie dat ons kan bid vir ons land. Bring U vir ons hoop, dat ons kan bid vir 'n wêreld wat U so nodig het. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus, mag die krag van die Heilige Gees by jou wees. Amen.
gaan dan heen, gaan in vrede.